Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 15 Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, baie dankie dat ons mag weet dat U ons omsingel met U nabyheid. Dankie dat ons weet, o Gees van die lewende God, dat Jesus inderdaad in ons opgestaan het, want ons leef nie meer nie, maar U leef nou in ons, so kom sê Paulus al reeds vir ons. Baie dankie dat ons lewe in U hande kan sit. Here, in 'n tyd waar daar baie woelinge is, 'n tyd waar daar baie onsekerhede is, 'n tyd, Vader, waar ons baie keer benoud en beangs is. Here, maar dat ons kan weet dat as ons op U vertrou, is U altyd daar vir ons en kom gee U vir ons, ook in 'n tyd van onrustigheid en angstigheid en onsekerheid, die vrede waarvan Paulus praat, wat alle menslike verstand die bowe gaan. 'n Vrede wat oor ons gedagtes die wag hou, en 'n vrede wat oor ons harte en ons emosies die wag hou in Jesus Christus. Here, dankie dat U altyd by ons is, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. U is by ons. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan so hier in Spreuke 23. Nou, ons het gister 'n bietjie met julle gepraat waar daar staan, luister my seun, my dogter wat ek nou bysit. Jy kan ook sê, luister my kinders, soek die regte insig, dubbelpunt. Nou, wat is die regte insig wat jy moet soek? Gister het ons vir mekaar gesê, bly op die regte pad. Moet jy nie ophou met syplappe en vrate nie, né? Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind, en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie, né? Nou gaan ons aan by vers 23, onthou ons steeds gaan hy aan. Luister my seun, my dogter, soek die regte insig, dubbelpunt. Hoe soek jy die regte insig? Hou by die waarheid. Moet daar nie van afstand doen nie. Hou by die waarheid. Moet daarvan nie afstand doen nie. Nou vriende, luister my seun, soek die regte insig, en die regte insig wat ek en jy moet soek, die regte verstaan wat ek en jy moet ondersoek, die regte onderskeidingsvermoë wat ek en jy ondersoek is, dat ons by die waarheid moet hou. Vriende, wanneer ek en jy by die waarheid hou, wanneer ons by die waarheid hou, beteken dit, liewe vriende, ek en jy kan altyd dieselfde ding sê. As jy gesê die blou is lig, hoef jy nie daar na te dink of wat was die lig en wat het jy nou gesê, wat is die lig? Die lig is blou. Sien die oomblik wanneer ek en jy miskien 'n leuen vertel, en jy dan daai leuen dikwels moet opvolg met 'n ander leuen, dan later weet ek en jy nie meer wat het ons gesê nie. Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie. Of jy by jou werksplek waar jy is dit belangrik dat ons altyd die waarheid sal praat. Dat jy nie sal jok daar nie, liewe vriend, maar dat jy die waarheid sal praat. As iemand vir jou vra en jy weet wat is die regte ding, maar jy is bang jy kom 'n bietjie in die moeilikheid en jy sê, nee, maar dit is iets anders net om die gevoelens te kalmeer of om te maak dat die een nie om jou nie vasvat nie, moenie dit doen nie. Luister my seun, soek die regte insig, die regte onderskeidingsvermoë, die manier hoe jy na die lewe moet kyk, my seun. Hoe is dit hoe jy na die lewe moet kyk? Hou by die waarheid. Moet daar nie van afstand doen nie. Liewe vriende, dit is ons vletjieblasers wat altyd in die moeilikheid kom, selfs van hulle is dood, omdat hulle vir die waarheid staan. Wanneer ek en jy vir die waarheid staan, sal ons lyding ervaar. Wanneer ek en jy, liewe vriende, nie wil toelaat dat daar iets verkeerds in jou departement gebeur nie, sal ek en jy vervolg word. Mense hou nie daarvan om ontbloot te word wanneer hulle verkeerde gedoen nie. Daarom sê die spreekdigter, luister my seun, soek die regte insig. Bly op die regte pad. En wat is hierdie regte pad? Hou by die waarheid. Moet daarvan nie afstand doen nie.
Vriende, wat ek en jy ook al doen, of dit by die skool is, universiteit is, Technikon is, by Pick n Pay, by Checkers is, maak nie saak waar jy in die lewe is nie. Hou altyd by die waarheid. Die waarheid is veilig. Die waarheid maak jou vry. Mag jy ervaar dat wanneer jy by die waarheid hou, dat jy ook sal belewe, maar die Here is by jou. Want hy kom sê die Spreukedigter vir ons, soek die regte insig, soek die regte onderskeidingsvermoë, bly op die regte pad, en deel daarvan is om jou by die waarheid te hou. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.